Ons saamwees met 'n openlike verklaring waarin ons die rede vir ons saamwees verwoord en ons doen dit vanoggend aan die hand van Filippense 1 vers 6 en Psalm 25 vers 5 en elkeen spreek in sy hart soos volg. Ons is veral daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in ons begin het, dit end uit sal voer en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Laat U waarheid ons lei en onderrig ons daarin, want U is God, ons redder. In U stel ons elke dag ons verwagting. En wanneer ons met hierdie versigtiging voor hom rustig word, mag ons hoor as hy ons groet en seën met hierdie woorde. Genade en vrede vir jou van God ons Vader in die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons verwoord ons afhanklikheid saam deur saam te sing van Psalm 25 vers 2, waarin ons dit wat ons in ons openlike verklaring verwoord het, ook hardop uitspreek in ons saamwees. En daarna kan jy plekke inneem as ons stil staan by ons belydenis. Plekke inneem. God wat die goeie werk in ons begin het, sal dit end uitvoer en volbring tot op daardie dag wanneer Christus kom. En daarom, wanneer ons gedagte gaan dit waarmee hy besig is, stilstaan by ons belydenis en vir die prediking, dan staan ons stil by Sondag 32 en ons vra hierdie baie belangrike vraag: uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? En dit impliseer dat daar is 'n vals bekering. En 'n vals bekering is enige bekering waarin dit wat ek bely nie sigbaar word in wat ek leef nie. Maar nou kan 'n mens dink dat ook, dan beteken 'n ware bekering dat ek perfek gaan wees daarna, en dit is nie so nie. So wanneer ons vra, waaruit bestaan 'n ware bekering, dan antwoord ons baie nugter uit 2 dele. Die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Ou mens is nog deel van die pakkie. En hy gaan eers weg wees wanneer Christus gekom het of ons by hom tuis kom. Nou dan vra ons, wat is die afsterwing van die ou mens? En dis 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoren het en daarom ook hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. So wanneer ek die ou mens in my lewe raak sien, daardie ou mens wat van nature geneig is om God en my naaste te haat, en daaruit vloei 'n klomp werke en dade en gesindhede wat nie altyd so goed is nie, dan identifiseer ek dit en ek distansieer myself daarvan. Hierteenoor is dit nie net ons lewe 'n kwessie van dat ek by 'n plek kom waar ek die ou mens moet haat en wegvlug daarvan aan nie. Ek moet dit vervang met iets beters. En daardie iets beters is die opstanding van die nuwe mens. Dit is daardie nuwe begin wat God in ons harte gemaak het deur sy Gees. Nou hoe vind daardie nuwe mens uitdrukking in ons lewe? Dis 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en 'n liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. En dis gedagtig aan daardie gedeelte wat Paulus in Efesiërs 1 sê, dat God het ons in Christus bestem vir die goeie werke waarvoor hy ons gemaak het. Nou hierdie waarheid is uiteindelik die waarheid wat ons lewe regeer. Ons staan voor 'n geleentheid elke dag, daaglikse bekering, waarin ons 'n keuse het om te leef binne die werklikheid van ons ou mens, wat selfsugtig sy eie belange gaan soek, of binne hierdie werklikheid
van dit waarmee God besig is, om ons meer en meer te maak wie hy ons bedoel het om te wees. Nou hy vat ons op daardie pad van daaglikse bekering en dan lei hy ons deur sy woord en sy gees binne die gemeenskap van gelowiges as deel van die liggaam. Groei, daaglikse bekering is nie iets wat eenkant op my eie gebeur nie. Dit gebeur geanker in my verhouding met God, onder die woord of besig met die woord van God en daarin ingeskakel, deel van die liggaam van Christus. En so kan ons groei en meer word wie God bedoel het ons moet wees. Die kernsaak hier is, dis God wat ons gemaak het. Hy skep ons deur sy woord, deur Christus, en dan vat hy ons te midde van die gebrokenheid van hierdie wêreld, op 'n pad waarin ons uiteindelik, elkeen van ons, kan wees, die manne en vroue, wie hy bedoel het ons moet wees. Deur sy woord, sigbaar in Christus, en daarin bedien deur die Gees, word ek en jy wie hy bedoel het ons moet wees. Kom ons verootmoedig ons hierin voor die Here, as ons die wonder hiervan oordink, en ons sing saam van Psalm 33 vers 5 en 6, waarin ons vasmaak dat hy die een is wat ons op hierdie pad neem, en daarna bid ons saam. Onse Vader in die hemel, dankie dat ons mag leef met hierdie sekerheid, dat U ons gekies het, dat U ons U sin gemaak het, dat ons U erfdeel is. Dankie dat ons mag leef met hierdie sekerheid, dat U raadsbesluit ewig vasstaan, en daarom dat ons ook ons lewe, ons toekoms, persoonlik, maar ook as gemeente, en daarin ook as gemeenskap van gelowiges hier in Bethel in die oë kan kyk, sonder vrees vir dit wat voorlê. Dat ons mag weet dat U die goeie werk wat U in ons begin, persoonlik, in ons gemeente en daarin in die gemeenskap, dat U die een is wat dit sal volbring. En as ons daarin verstaan dat U ons roep om hierin saam met U te werk, dan is dit ons hartsgebed, Vader. Wees ons genadig. Maak ons sterk en moedig, dat ons met blydskap, met oorgawe, met groot vreugde mag lewe. En daarom is dit vanoggend ons hartsgebed. Wil U Uself so aan ons openbaar, dat ons U werklik mag ken. Dat ons te midde van die gebrokenheid van hierdie lewe en wêreld, dit wat ons in ons eie menswees ervaar en beleef, in die gemeente mag beleef en in die gemeenskap en wêreld beleef, dat ons daarin U mag raak sien. Dat ons uiteindelik by daardie punt mag kom waar ons geen ander keuse het
as om ons vreugde in U te vind nie, omdat ons U ken, en ons beleef, dat U getrou bly, selfs as ons met tye nie getrou is nie. En wanneer ons in ons saamwees so voor U bymekaar kom, dan sê ons dankie vir gisters, dankie vir die geleentheid wat ons kon hê om saam 'n vergadering van nabierige gemeentes te hou. Dankie vir elkeen wat daar was, dankie vir elkeen wat voorbeding gedoen het vir 'n geseënde vergadering. En dankie dat ons daarin U teenwoordigheid mag beleef het. Dat ons mag ervaar dat U besig is om ons oor grense heen nader na mekaar toe te trek, terwille van hierdie wêreld waarvoor U lief is. Dankie vir Marno Stein, wat gister bevestig is by die AP Kerk, dat hy nog 'n herder in ons gemeenskap geplaas het, om saam te werk en saam te dien, te midde van hierdie wêreld, terwille van hierdie wêreld, waarvoor U lief is. Ons bid, Vader, dat U vir ons elkeen, waar ons ook vanoggend by mekaar mag kom, hier in Bethel, maar wêreldwyd, waar ons saamtrek om na U woord te luister, dat ons mag beleef, dat U deur die woord ons vorm, om die manne en vroue te word, wat U bedoel het ons moet wees. Dat ons daarin ons anker mag vind, en daarin mag beleef, dat U getrou bly, oor baie eeue en geslagte, en dat ons daarom met sekerheid mag leef, dat U, wat die goeie werk in ons begin het, dit eindtyd sal voer, tot op daardie dag, wanneer Christus Jesus weer kom. Maak ons sensitief vir die leiding van die Gees, sodat ons mag hoor, ter harte mag neem, en uiteindelik mag lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons staan stil by die gawes van die Gees, en ons maak weer vas, die 3 primêre gawes wat die Here gee, is hy gee homself, in volgorde van belangrikheid, daarna gee hy vir jou met jou gawes of vermoëns, en die derde gawe wat hy gee, derde belangrikste, wat daaruit voortvloei, is die geleentheid wat moontlik word, omdat ek en jy herstel in ons verhouding met God, meer en meer kan word wie hy bedoel het ons moet wees, en daarom in hierdie wêreld kan leef en werk. Nou, ons is besig, ons het 'n paar preke deurgewerk, waarin ons gekyk het na hoe die gawes verskil, en hoe Christus dit gee, en dat dit bedoel is om saam te werk, maar nou is die ding waarby ons stilgestaan het na nagmaal, is dat partykeer werk het nie heeltemal so uit nie. En dis nou daardie ding van die ou mens. Die ou mens wat ons partykeer kniehalter. En daarin die gedagte waarby ons vir hierdie 3 weke stil staan, aan die hand van Jakobus uiteindelik, maar die vars water, wat ons veronderstel is om te wees, wat bedoel is vir ander, Willem daardie eerste skets net. En daardie flitskaart is op die gemeentegroep, gaan kyk asseblief weer daarna, maar die hart hiervan is dit, dat Jesus sê, met elkeen wat in hom glo, sal dit wees, soos wat die skrifte sê, dat strome lewende water sal uit hom vloei, en dan kom Jakobus en hy sê, luister, maar kan nie vars en brakwater uit dieselfde fontein uitvloei nie, en partykeer is dit ons belewing, persoonlik, sou gaan goed gewees het en gaaf gewees het, as my poelwater net mooi vars was, en jy tot op die bodem kan sien, maar die werklikheid is, partykeer is dit nie so nie. My waarheid is sê, baie keer is dit nie so nie. En soos wat dit in die individu se lewe gaan, so gaan dit baie keer in die gemeente se lewe. En daarom in die gemeenskap se lewe en in die wêreld se lewe. So goed gewees het, as ons tot op die bodem van die poel kon sien, helder, skoon water. Maar baie keer is dit nie so nie. Baie keer is die poel vrot. Gaan dit nie goed nie. En wanneer Jakobus hieroor praat in Jakobus 1, dan sê hy, dit gaan eintlik hier oor die ou mens, oor die sondige begeertes wat vrye teels kry en uiteindelik die dood voorbring. En nou is dit 'n vraag waarmee ons uiteindelik moet stoei. Is dit dan nou so, as ek nou begin agterkom dat my poel is nou nie so vars as wat dit moet wees nie. Die mense wat van hierdie water drink, word siek. Ek self word siek. Wat moet ek maak? Is ek uitgelewer, is ek gedoem? En die antwoord is nee, ek is nie gedoem nie, want God is op pad met my. Die Here, die Almagtige, is die een wat in ons leef en werk. En hy hou in gedagte dat die ou mens nog steeds in ons is. Soos Dawid in Psalm 103 gesê het, so kan ons ook vanoggend weer vasmaak. Hy hou in gedagte dat ons stof is, hy weet waarvan ons gemaak is, hy weet waarvan ons opgemaak is. Hy weet.
daar's 'n ou mens in jou, wat wanneer hy 'n kans gaan kry, of sy 'n kans gaan kry, die water troebel gaan maak. En daarin het ons dan nou vasgemaak in hierdie skets, dat die Here ons deur omstandighede vat na 'n plek toe, waar die poel gesuiwer kan word. So as jou plaasdam doodgegaan het, dan pomp jy die water net op, sodat daar weer suurstof in die water kan kom. En dis wat die Here doen, deur ons lewens heen. Hy plaas ons binne bepaalde omstandighede in hierdie wêreld, en dan deur die bediening van sy Gees en sy woord, binne in die raamwerk van 'n gemeenskap van gelowiges, pomp hy die dinge in ons lewe en in ons hart op, sodat daar suurstof kan kom, sodat dit skoon kan raak, en ons weer die fontein vars water kan wees, wat bedoel is vir ander mense. Nou, ons staan stil by Jakobus, en ons gaan nou nie weer die hele relaas van verlede week herhaal nie. Jakobus wat 'n betaalde argument in sy brief volg vir elke gelowige. Hy skryf aan die kerk oor al 12 stamme wat oor die wêreld versprei is, waar dinge begin skeefloop het. Hulle verhouding met God het nie meer so lekker geloop nie, en toe het hulle verhouding met mekaar nie meer so lekker geloop nie. En nou kom spreek hy die hart hiervan aan in Jakobus 3. So is ons uitgelewer? Nee, ons is nie uitgelewer nie, want God is besig. En nou sê Jakobus, toets dan. Kyk waar jy is. Kom ons luister. My broers en susters, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. Vir perde sit ons 'n stang in die bek, en dan gehoorsaam hulle ons en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe. Al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur, net waarheen die stuurman wil. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid. Die deel van die liggaam wat die hele mens besmet, dit steek die hele lewe, van die geboorte af tot die dood toe aan die brand, en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem, maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense wat as beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brakwater opborrel nie. 'n Vyeboom, my broers en susters, kan tog nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vye nie. 'n Brakfontein kan mos nie vars water gee nie. Nou, Jakobus trek hierdie baie spesifiek deur na die kleinste liggaamsdeel, na ons tonge toe. Want dis die ding wat ons baie keer die moeilikste vind om in toom te hou. Jy kan baie goed voorgee. Jy kan sorg dat jy die regte klere aantrek, jy kan sorg dat jy op die regte tye op die regte plekke is en gesien word, maar dis wanneer die wêreld om jou 'n bietjie geskit raak, dat ons skielik hoor wat aan die binnekant aangaan. Ons kan sien ook, maar ons hoor baie keer eerste wat aan die binnekant aangaan. Want dis ons tonge wat ons verklap. Dis ons tonge wat verraai wie's eintlik agter die stuur, nuwe mens of ou mens. En dis wanneer die taxi voor my inry, of my vrou my kwaad maak, of ek haar kwaad maak, of die kinders iets doen, of die tuinier iets doen, of die regering weer iets gedoen het, en die president iets gesê het, wat ons agterkom wat leef hier binne. Wie is in beheer? Nou is die vraag, is ons uitgelewer? En die antwoord is nee, ons is nie. So Jakobus sê, toets, kyk waar jy is. Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl daar bittere naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. Die soort wysheid kom nie van bo nie, maar is aards, sinlik, demonies. Dis die wysheid wat van die helse vuur afkom. Want waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid wat van bo kom is allereers sonder bybedoelings en verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig en opreg.
Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Nou het ons verlede week hierdie toets vasgetrek, Willem daar die eerste skyfie net, die kruis in die middel, vas, ek staan in 'n verhouding met God, met jou en met die skepping, en as daai kruis af is, of ek af is in my verhouding met God, met jou, of met die skepping, of met myself, dan kan ek weet, al die ander verhoudings is ook af. En daarom dat Paulus kan sê, Jakobus kan sê, hier is 'n onderskeid tussen hemelse wysheid en aardse wysheid. Hemelse wysheid bring my in die regte verhouding met God, en dan sal ek in die regte verhouding met myself, met ander in die skepping wees. Aardse wysheid trek daai hele prentjie skeef. Nou het Paulus gesê, toets julle self en kyk of julle in die geloof lewe, en daarom het ons verlede week vasgemaak, as jy daardie dinge van naëwer en selfsug, en al daardie goeders, die oordrewe selfversekerdheid, en al daardie dinge in jou lewe sien, dan spring jy nie na die ander kant toe nie. Jy kom nie en gaan oefen net beter goeders in nie. Ons verlossing, ons vernuwing, ons herskepping na die beeld van God, is nie in die eerste plek ons werk nie. Ons kan dit nie bewerk nie. Ons gaan na die kruis toe. Ons gaan na die hoogste openbaring van God se wese en wil wat ons in hierdie wêreld van weet. En dis sy liefde en genade wat hy met ons deel aan die kruis van Christus. Dit is in die kruis wat hy sonder bybedoelings, vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee, goeie vrugte, onpartydig en opreg sy liefde met ons deel. En daarom, wanneer ek hierdie verkeerde dinge in my lewe sien, en daarom weet, die ou mens het nog hou vas op my doen en late, op dit wat ek sê, en dit wat ek dink, en dit wat ek doen, dan probeer ek dit nie wegwens en wegwerk nie. Ek gaan na die Here toe. Ek gaan leer ken hom beter. Ek gaan leer ken sy liefde en genade vir my beter. En daarom dat Jakobus daar aan die einde sê in vers 18, hierdie wysheid, dit wat God gedoen het, bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak. En ons sal DV volgende week by daardie laaste vers stil staan, want dit is een van die belangrikste verse. Vir ons net nou belangrik om te verstaan. Ou mens is hierso, en wanneer die ou mens in beheer is, dan gaan ons sekere goeders in ons lewe sien ken, die goeders daar aan die linkerkant. En dan is ons uitdaging om nie maar net te hardloop nuwe mens toe nie. Ons vind, en dis die mooi van ons belydenis, as ons praat oor daaglikse bekering, wat is die opstanding van die nuwe mens? Dis om my vreugde in God in Christus te vind. Ek gaan na hom toe, en al hoe ek na my Vader toe gaan, is deur Christus, is om te weet dat hy my sondeskuld afgewas het, en nou kan ek rein gewas, skoon gewas, in my Vader se teenwoordigheid ingaan. En dan wanneer ek vanuit sy teenwoordigheid verder gaan, wanneer ek belaai is, oorlaai is, vol geword het van die hemelse wysheid, dan kan ek anderste in hierdie wêreld gaan begin lewe. Nou het ek hierdie week 2 mense vir my gevra oor die ou mens en hoe nou? As ons dan nou dink oor die ou mens wat in ons harte is, hoe maak 'n mens sin daarvan, dat ons in die belydenis waar ons verlede week by Heidelbergse Katekismes Sondag 16 stilgestaan het, dan nou hoor, dat ons ou mens het klaar gesterf. En die nuwe mens het opgestaan toe Jesus gesterf het. Ons ou mens sterf saam met Jesus aan die kruis, en die nuwe mens staan op met hom met die 3de dag. Hoekom dan nou nog hierdie werklikheid waarmee ons moet leef? En dis belangrik dat ons dalk daaroor net die een en die ander sê. En daarom die volgende skets. Wanneer ons praat oor die ou mens en die nuwe mens, dan moet ons vasmaak dat wanneer God na ons kyk, dan kyk hy na ons deur die werklikheid van wie Christus is. Deur die werklikheid van wie Christus is en wat hy kom doen het. Nou het ons vroeër al vasgemaak, en ons verstaan hierdie dan nou, dat God het 'n skepingsplan vasgetrek, wat oor baie eeue en geslagte voltrek sal word, en hy het geweet, hy is nie onkant gevang deur die keuse wat ons sou maak teen hom nie, en daarom het hy ook 'n verlossingsplan voor die grondlegging van die aarde vasgemaak gehad. Maar wat ek en jy moet verstaan is, dat wanneer die Here na ons kyk, kyk hy nie net na my, binne my 80 jaar wat ek gaan lewe nie, hy kyk na my oor die span van die skepping. Nou ons kan nie ons koppe regtig rondom dit kry nie. Maar dit is regtig belangrik dat ek en jy sal verstaan, dat wanneer die Here na ons lewe en ons wêreld kyk,
dan kyk hy na die volle span. Dit wat die begin is en ook die einde. En hy sien die hoogtepunt van dit wat hy in Christus gedoen het. Dit wat bedoel is om te gebeur en dit wat met die volëinding heeltemal voltrek sal word. So wanneer hy na ons kyk, na my kyk en na jou kyk, dan sien hy, ou mense het gesterf. Vanuit sy perspektief afgehandel. En die nuwe mens het opgestaan. Vanuit sy perspektief, 'n volslae werklikheid. Daar is 'n nuwe mens. Maar nou vanuit jou en my perspektief, is dit nie so eenvoudig nie. Moses sê daar in Psalm 90, 80 jaar, as jy baie sterk is, 80 jaar. Vir 80 jaar gaan jy voor jou uitkyk, jy gaan jou daaglikse lewe vang en leef met hierdie werklikheid van die ou mens deel van jou pakkie. Vir 80 jaar gaan jy elke dag stoei en worstel met die gebrokenheid van jou eie mens wees. Jy is nie uitgelewer daar nie. Die Here het in Efesiërs, hoor ons, hy het ons voor die grondlegging van die aarde in Jesus Christus uitverkies om heilig en onberisplik voor hom te wees. Jou naam is genoem gewees, jy is beplan. God weet wie jy is. Hy weet wanneer jy leef en hy weet waarmee jy stoei en worstel. Maar hy het 'n plan gehad en daarom daaronder die kruis en die leë graf hoor ons dan nou dit wat Paulus met ons deel in Efesiërs 2, dat Christus, ons het onsself nie gered nie, dit is in Christus gedoen, dit kom deur die geloof en God het ons gemaak wat ons nou is. Hy het ons kunstig gemaak wat ons nou is. En hy het ons bestem, of hy het ons kunstig gemaak vir die goeie werke waarvoor hy ons bestem het. Hy kyk en hy sien wat hy beplan het. Ek en jy kyk en ons sien 80 jaar. 80 jaar van harde pad. Maar vir die Here eindig dit in Openbaring 21 by hierdie werklikheid, dat hy ons God is en ons sy kinders sal wees. 'n nuwe stad Jerusalem wat uit die hemel uit neerdal, God by ons, geen trane, geen dood, geen pyn, geen smart, vreugde in God se teenwoordigheid. Maar ek en jy kyk na die gebrokenheid van die wêreld. En daarin leef ons dan met hierdie sekerheid van dit wat die Here, wat Asaf al geken het. In Psalm 73 sê hy, dit is vir my goed om naby u te wees, want u vat my aan die hand en u lei my op die pad, en aan die einde sal u my in ere by u opneem. En dit is regtig belangrik dat ons daai getuienis en daardie belydenis van Asaf ter harte sal neem. Want Asaf in Psalm 73 verwoord sy eie belewenis van die gebrokenheid in homself, in die wêreld. Hy raak baie moedeloos. Maar dan verstaan hy hierdie ding. God is op pad met hom. Dis die Here wat hom aan die hand vat. En dis hoekom Paulus uiteindelik by daardie plek kon kom, dat hy in Romeine 8 kan sê, dis God wat ons verlos. In hoofstuk 7 van Romeine stoei hy met hierdie gebrokenheid van homself. Die ou mens, die goeie wat hy wil doen, dit doen hy nie, en die slegte wat hy nie wil doen nie, juist dit doen hy. En hy stoei en hy worstel, en hy kom by daai plek om te verstaan, dat dit God is wat hom verlos van hierdie gebrokenheid, van hierdie stikkende wêreld. En daarin moet ek en jy dit ook ter harte neem. Hy gaan in Romeine 8 en gaan lees dit asseblief. Kom hy by daardie plek om te sê, God verlos ons van hierdie doodsbestaan, hy doen dit in Christus, en dan vat die Gees ons na ons Vader toe, sodat ons kan weet, ons is erfgename van hom. En dan net die volgende oomblik sê hy, ons sig. Die skepping sig en ons sig. Want dit is 'n stikkende wêreld en ons is stikkende mense. Maar uiteindelik kan hy hierdie belydenis maak. Omdat God homself in Christus gegee het, is daar niks wat ons kan skei van die liefde wat God vir ons het in Jesus Christus nie. Ons is veilig in sy hande. En daarom kan hy daardie belydenis in vers 28 maak. Ons is oortuig daarvan dat God wat ons geroep het, alle dinge in ons lewe ten goeie sal laat meewerk. En daarom kan ek en jy leef met hierdie sekerheid, dat God wat lig en donker, lewe en dood bymekaar hou, terwille van 'n geleentheid, sodat ons en ander hom as goeie God en Vader kan leer ken, dat hy, soos wat ons by 2 Korintiërs 12 stilgestaan het, by daardie doring in die vlees van Paulus, dat hy ook ons harte bymekaar hou. Ou mens en nuwe mens. En wanneer Paulus vir hom vra, Here, vat asseblief hierdie doring uit my vlees uit weg, dan sê die Here vir hom, my genade is vir jou genoeg. En hy vra 3 keer.
En 3 keer sê die Here vir hom, my genade is vir jou genoeg. God hou dit by mekaar, sodat ek en jy kan lewe vanuit sy genade. Sodat ons by daardie plek kan kom waar ons hom beter en beter kan leer ken en kan verstaan dat die goeie wat in my lewe sigbaar word, is nie ek wat goed of oulik is nie, dis God wat besig is om nuut te maak. Dis nie my prestasie wat my die beter mens maak nie, maar God se prestasie. En nou lê daar hierdie verskriklike spanning. Ons leef aan die een kant met hierdie sekerheid dat God wat die goeie werk in ons begin het, dit eindtyd sal voer, en hy kyk van bo af, hy sien dit wat in Christus uitgespeel het, en ja, jou ou mens het afgesterf, afgehandel, en jou nuwe mens is 'n volslae werklikheid in God se oë, maar nie vir ons nie. En hierdie spanning beskryf Salomo baie mooi in Prediker 3. Daar die gedeelte waar hy sê, daar's 'n tyd vir alles, 'n tyd om by mekaar te maak en weg te gooi, 'n tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. En dan sê hy, God het elke ding gemaak, dat dit pas in 'n bepaalde tyd, maar hy het ook aan die mense besef gegee van 'n onbepaalde tyd. En dis nou my vraag vanoggend van jou. Hoeveel minute, hoeveel ure, hoeveel dae, weke, maande, jare, kan jy op een oomblik in jou kop hou? Maar ek sukkel, ek kry nie eers minute by mekaar gehou nie. Ek is redelik seker, ek het min of meer beheer oor nou, hierdie oomblik. Nou ek het 'n besef van 'n onbepaalde tyd. Ek weet daar's baie jare. Dit word vir my op hierdie stadium in my lewe, as ek dink dat ons al in die middel, naby aan die middel van Maart maand trek van 2026. Dis vir my skrikwekkend. Ons is al 2 maande in. Dis net, ek het begrip van daar is 'n onbepaalde tyd. Maar ek werk net met 'n bepaalde tyd. Ek sien die oomblik waarin ek nou is. Nou kom Salomo en dan sê hy verder in daardie vers. God het alles gemaak om 'n bepaalde tyd te plaas te vind, maar hy het ons 'n besef van 'n onbepaalde tyd gegee. En ten spyte van hierdie besef sê hy dan, tog kan die mens die werk van God van die begin tot die einde nie begryp nie. Sien, God kyk van bo af deur Christus na ons en ja, ou mens het gesterf, nuwe mens het opgestaan. Ek kry dit nie deur my kop nie. Ek maak dit as 'n geloofsaanname vas, selfs terwyl ek worstel met die ou mens in my. Die Here kyk hierby verby, dis hanteer, dis afgehandel. Ons het vroeër toe ons gepraat het oor hoe lyk daaglikse bekering, het ons gesê uiteindelik word ons geroep om saam met ons Hemelse Vader tuin te maak, groentetuin. Maar elkeen van ons lewe met hierdie werklikheid dat ons in daardie tuin onkruid het. En wanneer ons Vader na ons toe kom en ons begin om daardie tuin te maak, dan is die eerste ding wat ons doen is ons trek die onkruid uit. En dan plant ons die tomaties en ons begin die tomaties rank. En ons doen dit saam met hom en hy wys vir ons hoe om dit te doen. En dan 'n paar dae later, dan kom jy agter, maar hier's die onkruid weer. En dan moedeloos en moeg, gaan jy na jou Vader toe en sê, Vader, maar hoekom nou weer? Hier is dit weer. Dan sê ja, dit gebeur. Trek dit uit en gooi dit weg. Kom ons gaan aan met die tomaties. En 'n paar dae later, nadat jy dit uitgetrek het en weggegooi het, gaan jy agterkom, maar hier is dit weer. En dan moeg en moedeloos gaan jy na jou Vader toe gaan en sê, Heer, hier's dit alweer. Sê ja, dit gebeur. Trek dit uit, gooi dit weg. Moenie jou tyd daarmee mors nie. Kom ons gaan aan met die tomaties. Nou jy kom op 'n baie bitter slegte plek. As jy by 'n plek kom waar jy in jou saamwerk met jou Vader kom en sê, wel hierdie hoek van die tuin gaan ek net onkruid laat groei. Dis myne. Niemand gaan vir my sê hulle mag nie daar groei nie. Dis nie verstandig nie. Maar vir die een wat in opregtheid saam met sy Vader werk en hy sien of sy sien hier kom onkruid weer uit, daardie hardnekkige onkruid wat jy hoop sal wegkom. Een van die goeders wat daar in daai tuintjie daarvoor by die pastorie, daai gekleurde vensters, daar kom elke keer 'n morning glory uit. Maar daai vers blommetjie wat so rank, frik, dit is amper onmoontlik om daai ding uit te wis. Ek het gedink ek moet al daai grond uitgrawe en nuwe grond ingooi. Maar hy kom al kort op. Hy's hardnekkig. Lyk mooi, giftig,
Nie so mooi nie. Maar dis ons lewe. Dis die pad van daaglikse bekering. Wanneer die ou mens opkom, sê ons Vader, ja, trek het uit, gooi het weg, sterf het af. Kom ons kyk na die nuwe mens. Kom ons kyk na dit wat hy in Christus vasgemaak het. Dit wat ons kan weet, is vas en seker. Nou, dis iets wat hy doen. En daarom, daardie gebed in Efesiërs, waar Paulus sê, bid hy dat God homself aan ons sal openbaar, dat ons hom werklik sal ken. Dat ons hom sal ken vir wie hy is, vir hoe hy is. Dat hy nie reg staan om te slaan wanneer die onkruid opgekom het nie. Maar dat hy met dieselfde boodskap, kom, trek uit, gooi weg, kom ons werk aan dit wat goed en mooi is. Nou is die vraag, as ek nou met daardie spanning in my lewe lewe, God kyk in sy oë, is dit afgehandel, wat doen ek intussen? Want 80 jaar is 'n rukkie. Hoe hanteer ek hierdie werklikheid? Is ek uitgelewer? Moet ek nou maar net daarmee saamlewe? En die antwoord is nee. Ons kan hierin saam met die Here werk. Ons kan saam met hom die tematies oprank en gereed maak. En daarom, as ons dan die vraag vra, hoe moet ons lewe, dan luister ons na dit wat die Here met ons deel in 2 Petrus. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken, wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Was die kernsaak. Sy goddelike krag gee dit. Maar dit kom deurdat ons hom ken. Hy is ons hemelse Vader en hy is lief vir ons. Jy gaan stoei en worstel met die ou mens in jou lewe, jy gaan. Hy gaan nie stoei en worstel daaroor nie. Vanuit sy perspektief afgehandel. Maar nou leef ek en ek ken hom en ek ontmoet hom in Christus en ek verstaan my ou mens het nie meer beheer oor my nie. Dit is afgehandel. Maar wat maak ek dan nou intussen? So wanneer ons nou na hierdie gedeelte luister, is daar nou 'n ou spreekwoord wat ons ter harte moet neem, is wanneer die kat uit die boom uit moet kyk. Nou daardie spreekwoord vir my besonder betekenis, ek het daai fout een keer gemaak, nie agter 'n kat aan nie, net omdat ek 2 boeties het, een tweelingbroer. En op die plaas was daar mooi denneboom agter die plaashuis, jare oud. En ons het mekaar gedeer, wie kan die hoogste inklim, en ek is die oudste, ek wat seker gemaak gaan wen, en toe ek daar bo kom, dan maak alles so, en dis hoog as jy daar bo kom, en toe kan ek nie uit nie, want ek hou daai boom vas, met alles wat in my is. So hulle toe nou uiteindelik my pa gaan roep, en toe het hy my nog gehelp om uit te kom. Dan sê hy vir my, laat sak jou been, ek sal dit nooit vergeet nie. Nou is ek nie heeltemal seker, ek vertrou my pa nie. En nou staan ek in bewe daarbo, terwyl ek daai boom vas hê, en nou moet ek hierdie voet van my optel, en soek vir die boom, die tak daaronder, wat ek nie kan sien nie. En dan sê my pa, nog 'n bietjie, en dit voel net vir my te ver. Maar ek het onder uitgekom. Nou dis waar die spreekwoord van kyk die kat uit die boom uit vandaan kom. 'n Kat se onnoosel ding, en as hy opklim, klim hy tot heel bo, en dan kan hy nie afkom nie. En as jy die kat uit die boom uit moet gaan haal, moet jy eers staan en kyk, wat is die veilige roete wat jy moet klim om op bo te kom, sodat jy veilig weer kan afkom. Dis hoe mense kat uit die boom uit kyk. En as ons praat oor daaglikse bekering, moet ons ook die kat uit die boom uit kyk. En Petrus sê vir ons, hoe? Wat is die roete? Dit begin by hierdie sekerheid wat ons het, dat God het vir ons alles gegee, wat ons nodig het om te lewe en dien. En dit kom deurdat ons hom ken. Nou right, hoe ken ons hom? Wel, dis geloof. Ek aanvaar, in geloof, dat God homself geopenbaar het, in die skepping, in die skrifte, en die hoogste openbaring in Christus. En daarin beleef ek die wonder van 'n nuwe mens ook in my. Dat daar 'n ontmoeting met my Vader was. Dat die ontmoeting kan groei en dieper kan wees, dit verstaan ek ook. En dis wat Petrus vir ons in hierdie gedeelte beskryf. En daarom hoor ons in vers 4, deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. En daardeur kan julle die verderf ontvlug wat hierdie begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. En wat is daardie gawes? Nadat hy in Christus vir ons versoening en verlossing bewerk het, kom hy en hy gee sy woord
en hy trek ons saam in die liggaam van Christus, om sy eiendomsvolk te wees, sy kinders te wees, sy huisgesin te wees. Nou hoor ons, en juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Dis waarna toe ons werk. Want daar die dieper ontmoeting is waar die sekerheid en die vreugde en die oorgawe en lewe en diens lê. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig, nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. En daarom, broers en susters, moet julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Hiervoor moet ons onsself beywer. Ander woorde, lê jou daarop toe. So as ons die kat so uit die boom uitkryk, dan is die vraag, hoe lyk daaglikse bekering dan nou? Ek wil hem daar die laaste skets net. Ek en jy staan voor 'n keuse. God is besig om deur sy gees binne die omstandighede waarin ons leef en die bediening van die woord, is hy besig om hierdie poelwater wat ons lewe is, te reinig. Is hy besig om vars water te maak van dit wat baie keer nie so goed lyk nie. En daarom staan ek en jy voor 'n keuse elke dag, wat ons daaglikse bekering noem. Ek kan aan die linkerkant by daardie plek kom waar ek in die ou mens vasgevang raak, of die ou mens my vasvang. En dan gaan jy sien dat hierdie twee goeder staan teenoor mekaar. As ons geloof, deugsaamheid, kennis, selfbeheersing, volharding, godsvrug, liefde onder mekaar en liefde vir alle mense aan die regterkant sit, dan gaan aan die linkerkant iets sigbaar word van die teendeel. Dis die maklike pad. Dis die pad na diep, donker, stikkende vrotpoel. Begin by afgodsdiens, en uit daardie afgodsdiens, 'n miskenning uiteindelik van God, kom daar 'n laksheid. Ja, is nie te veel gepla oor my roeping, vir hoekom ek hier is nie. Ek is nie te veel gepla oor ander mense en oor die skepings nie. Ek leef maar net my lewe. Happy go lucky. Daar is aannames wat uit dit uitvloei, want ek leef met hierdie, moenie worry nie, dit sal maar net reg wees. Alles sal maar net uitwerk. En uit dit uit kom daar uiteindelik 'n stukkie wispelturigheid. En wispelturigheid is om in jou gedrag en in jou gemoed en in jou optrede uiteindelik wel op en af te wees. Ek is eendag so en dan die volgende dag so en dan op 'n ander dag nog anderste. Ek kan nie uit op my pyl trek nie. Nou kom 'n stuk opgee, want as jy so probeer leef, wispelturig gaan leef, gaan die mense rondom jou naderhand nie weet wat om met jou te maak nie. En jy gaan begin eensaam voel. En jy gaan by 'n plek kom waar alles net te moeilik raak vir jou. En jy gaan baie maklik by daai plek kom waar jy gaan opgee. En as opgee maar net opgee beteken het, was dit goed en wel, maar daardie opgee word op 'n baie spesifieke manier sigbaar wanneer die ou mens in beheer is van my lewe. Ek word selfsugtig. Ek gaan vat wat ek kan kry wanneer ek dit kan kry. En dan kom maar 'n stuk nydigheid. Ek is afgunstig teenoor ander mense. Ek wil nie hê hulle moet dit hê nie, ek wil dit hê. En uiteindelik is die dieptepunt van daardie val waarby ek kom is haat. 'n Haat vir God, 'n haat vir ander mense, 'n haat vir die skepping en uiteindelik 'n haat vir myself. Haat vir hoe die wêreld is. En omdat ek hierdie pad gestap het waar ek deur laksheid by hierdie plek gekom het waar ek opgegee het, wil ek nie harde werk doen nie. Ek wil hê die wêreld moet net reg wees. En as jy met my praat, dan gaan ek vir jou vertel, nie is my pa se skuld gewees, of my ma se skuld gewees, of die werk se skuld gewees, is altyd iemand anders se skuld, vir hoekom ek is waar ek is, hoekom die poel so vrot is. En jy het 'n keuse hieroor. Baie mense kies vir hierdie pad. Kies om maar net af te gaan en by daai plek te eindig, waar die lig en die waarheid van wie God is, nie deel is van my lewe en wêreld nie. 'n Plek waar ek eindig by 'n plek van misken God en wantrou God.
En omdat ek hom nie reg ken nie, ken ek myself nie reg nie en ken ek ander mense ook nie reg nie. En al wat ek sien as ek op daardie plek kom, is die ou mens. In myself, in jou en in ander. Geen hoop nie. Nie vir my nie, nie vir jou nie en ook nie vir ander nie. En hoe maak ek om uit daai moeilikheid te kom? Ek maak my eie plan. Ek is op myself aangewese. En solank as wat ek daar is, word my poel net vrotter en vrotter. Stink dit meer en meer. En waar mense uiteindelik aanvanklik nog 'n bietjie moeite met my sou doen of betrokke sou wees, sou tyd saam met my wou spandeer, hoe verder ek op daai pad gaan, hoe minder mense gaan ek rondom my sien, want hulle leer. As ek met hierdie water te doen kry, gaan ek siek word. Staan weg. En daarom is dit regtig 'n groot waarskuwing. Moenie die ou mens vrye teels gee nie. Daardie waarskuwing wat Jakobus in hoofstuk 1 sê, dis ons sondige begeertes. God versoek ons nie, maar dis die sondige begeertes wat wanneer ons dit vrye teels gegee het, uiteindelik by die vrug dra in dood. Daarom moenie. Maar nou is ons harte, kan ons maklik bedrieg. En nou kom Jakobus en sê, maar toets, kyk. As jy hierdie dinge in jou lewe sien, kom by 'n beter plek. En nou is die beter plek nie, gaan oefen eers hierdie goeders nie. Die beter plek is, gaan na jou Vader toe. Maar kyk, want as jy afgodsdiens, laksheid, aannames, wispelturigheid, opgee, selfsug, nydigheid en haat in jou lewe sien, dan gaan jy waarskynlik nie na hom toe wil gaan nie. Dan gaan jy soos Adam en Eva agter die bos gaan wegkruip. Dit is wat God in Christus gedoen het. Hy het na ons toe gekom. En wanneer die skrifgeleerdes en fariseërs vir hom vra, maar hoekom maak hy bemoeienis en eet en drink hy saam met die sondaars en die tollenaars, dan sê hy, want die siekes het hom nodig. Hy het gekom, juis vir die mense wat hier is. Juis vir mense wie se poel dood, vrot en stink is. Hy het gekom om dit nie te maak. En wanneer ek dan hom ontmoet as God en verlosser, en daarin my God as hemelse Vader kan ontmoet, dan is dit vasgemaak. Ja. Niet gemaak. Oue is verby. Selfs. Al het my water nog so klankie. Klaar niet gemaak. Nou gaan ek nou wag totdat die Here alles klaar gemaak het? Nee, want wanneer die Here my roep as sy kind, my identiteit en my waarde vasgemaak het, dan sê hy, maar jy het ook waarde in die funksie waarvoor ek jou gemaak het. Jy is my kind, my beelddraer, my verteenwoordiger in hierdie wêreld en jy kan waarde toevoeg. Nie net in die wêreld waarin ek jou geplaas het nie, maar ook in hierdie pad van daaglikse bekering. En dis waar ons dan die roete vind. Verryk jou geloof met deugsaamheid. En deugsaamheid is daardie dinge wat pas en werk. Doen dit waarvoor God jou gemaak het. Wees die een wat bewoon, bewerk, bewaar, bewonder, maar ook die een wat vertel oor dit wat jy in God gevind het. Verryk jou deugsaamheid met kennis, nie net inligting oor wie God is nie, maar ook 'n belewing van wie God is. En dit beteken elke keer as ek daardie linkerkant se goeders in my lewe sien, gaan ek na hom toe. En jy mag weet, dat self, maak nie saak hoe erg dit is nie. As ek vir hom sê, Vader, hier is dit alweer, hy gaan vir jou sê, trek dit uit, gooi dit weg, kom ons gaan aan met die goeie goed. Maar ek begin eers verstaan hoe diep hierdie werklikheid is, hoe diep sy liefde vir my is, en hoe waar die herskepping is, wat hy in Christus, deur sy gees en woord in ons lewens bewerk, wanneer ek met daardie stikkend en seer, met daardie onkruid, na hom toe gaan. En by hom hoor, trek uit, gooi weg. Kom ons gaan aan, met die nuus. Uit daardie kennis, uit daardie belewing van sy hart en liefde vir my, kom daar uiteindelik selfbeheersing. Wat ek nie die ou mens net vrye teels wil gee nie, want ek groei in my verhouding met hom, en daaruit volharding
en uit die volharding godsvrug. Ek word meer en meer die man of vrou wat God bedoel het ek moet wees. En daardie man of vrou word gekenmerk deur liefde vir mekaar en uiteindelik liefde vir alle mense. En nou sê Petrus, as ons daardie pad stap, sal ons met vrug en ywer ons Here Jesus Christus beter leer ken. Ek ken en vertrou hom hoe langer, hoe meer. Nou die keuse waarvoor ons staan as ons praat oor die linkerkant, die pad na 'n vrot stinkende poel, of die regterkant, vars water, is wie gaan ek vertrou? My plan of sy plan? Die roete wat ek probeer vasmaak in die lewe, waarin ek 'n bietjie van die wil hê, van die ou mens en 'n bietjie van die nuwe mens, of gaan ek sy plan vasmaak? Waarin hy sê, sterf dit af, trek dit uit, gooi dit weg, kom ons werk aan dit wat goed en mooi en reg en waar is. Kom ons leef uiteindelik saam met hom, naby hom en werk saam met hom aan dit waarmee hy besig is, ook in ons lewens. Ek en jy is nie uitgelewer en gedoem om maar net vasgevang te wees in ons ou mens nie. Terwille van ons roeping en bediening in hierdie wêreld, vat die Here dit nie weg nie. Terwille van ons roeping as kinders van hom, sodat ons aan hom sal bly vashou as God en Hemelse Vader, vat hy nie ons ou mens weg nie, sodat sy genade vir my genoeg sal wees. Maar dit is ook terwille van ons roeping in hierdie wêreld, om medewerkers te wees en uiteindelik getuies te wees van die genade, vat hy nie ons ou mens weg nie. Sodat ek nie na ander mense sommer net sal kyk en sê, "Jeg, ek wil nie naby jou kom nie." Want ek weet, in my lewe, ook 'n ou mens. Maar in my stoei met my ou mens, is die genade van God genoeg, en daarom is dit ook vir jou genoeg. Mag jy op jou pad van daaglikse bekering met hierdie werklikheid en in die wonder daarvan bly groei en verdiep. Dat ja, die ou mens het gesterf saam met Christus. Nuwe mens is 'n volslae werklikheid. Dit is hoe God jou Vader na jou kyk. En as jy op jou pad van 80 jaar by daardie plekke en tye kom waar jy stoei en worstel met die gebrokenheid van die ou mens in jou, skep moed. Die Here weet dat Christus volbring het. Hy kyk na jou deur Christus en sien wie jy besig is om te word en wie jy sal wees. En as jy by daai plek kom om moedeloos te word, skep moed. Kyk die kat uit die boom. Verryk jou kennis van God met geloof, met deegsaamheid, met kennis, 'n belewing van sy genade en liefde, met selfbeheersing, volharding, godsvrug en uiteindelik liefde onder mekaar, met liefde vir alle mense. Groei daarin, beywer jou daarvoor. So sal jy beleef ook in jou lewe hoe daardie wonder van 'n nuwe mens dieper en duideliker in jou lewe sigbaar word. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons hierin voor U rustig word, dan ken ons die echo van Jakobus se woorde in ons lewe. Nie soseer in daardie tye waarin dit goed gaan nie, maar in die tye wanneer dit nie so goed gaan nie. Nie soseer in daardie tye wanneer ons voor mense leef nie, maar in daardie tye wanneer ons alleen is. Wanneer ons saam met ons naby mense is, daar spanning is. In ons huwelik, in ons verhouding met ons ouers, in ons verhouding met ons kinders, by die werk, as ons alleen is in die kar, as ons alleen is in ons selfgesprek, oor die ongeregtigheid in die wêreld, die dinge en die mense wat ons te nakom, maar ook in ons selfgesprek, oor onsself, met onsself. En daarin sien ons ook ons tong, wat 'n anker het
in die helse vuur. Dankie dat ons vanoggend weer ter harte mag neem, dat U na ons kyk in en deur Jesus Christus, en dat ons daarom mag leef met hierdie sekerheid, dat ons ou mens het gesterf, en ons nuwe mens, wie ons sal wees, wanneer Christus weer kom, of ons by U tuis kom, dat dit 'n volslae werklikheid is, dat U die goeie werk, wat U in ons begin het, eindtyd sal voer. Maar ons kyk na ons dag, eendag op ons lag, ons lewe eendag op ons lag. Daarin waar U ons roep tot daaglikse bekering, pleit ons Vader, maak ons sensitief vir die leiding van die Gees. Dat ons in ons stoei en worstel met die ou mens in ons, met twyfel, met klein geloof, dat ons mag hoor en beleef as die Gees ons lei na 'n dieper ontmoeting met U. Dat ons mag hoor, jou sondes is vergewe. Gaan en doen dit nie meer nie. Dat ons mag hoor, kom, ek sal jou 'n visser van mense maak. Dat ons uiteindelik mag hoor, Vader, as ons eendag voor U staan, goed so, goeie en getroue diensknegt, diensmaagd, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Ons pleit, Vader, dat U vir ons wysheid sal gee, dat ons in ons lewe van daaglikse bekering die geleentheid van groei nie net sal raak sien nie, maar sal aangryp en daarin die beste gebruik sal maak van daardie geleentheid, om uiteindelik meer en meer te word wie U bedoel het ons moet wees en daarin 'n getuienis te mag hê. Nie van hoe goed of oulik ons is nie, maar die wonder, 'n getuienis oor die wonder van die verlossing wat ons in Christus mag ken. Dat ons ou mens nie ons lewe regeer of ons eindbestemming bepaal nie, maar U genade wat ons in Christus ontvang het, dat dit ons vul, dat dit ons bestemming bepaal en dat ons daarom met oorgawe ons mag beywer vir die goeie waarmee U besig is in ons lewens en uiteindelik ook deur ons lewens in hierdie wêreld. Seën ons hierin, Vader, dat ons U kinders sout mag wees, lig mag wees vir hierdie wêreld, dat ons mag groei in ons verstaan en belewing van U liefde en genade en dat dit uiteindelik mag oorspoel, sodat ook ander rondom ons hierin mag deel. Wees ons genadig as ons dit bid in Jesus se naam. Amen. Ons kan hierdie dinge uiteindelik nie uit onsself uit doen nie, en daarom kom ons verwoord ons afhanklikheid van die Here, deur om hierom te bid. En ons doen dit deur saam te sing van lied 488, helder skyn die lig vir die nasies, en daarna kan ons bly staan vir die seën van die Here. En as ons die seën uitgespreek het, vra ek dat jy net so oomblik sal sit, as daar enige vrae is, dat ons dit net kan hanteer. Kom ons staan, en dan verdiep ons onsself in die genade van God. Daar die eerste 3 versreëls van elke strofe, verwoorde waarheid, en dan is dit ons bede, en ons mag hoor in die laaste versreël, ons mag leef met hierdie sekerheid, dat hy daardie gebed nie net sal verhoor nie, maar reeds verhoor, in ons elkeen se lewens. Kom ons staan, en dan sing ons dit saam, en dan bly ons staan vir die seën van die Here, en daarna vra ek jy om net so oomblik u plekke in te neem. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig, mag die lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied
geniet. Mag u troos hier deur ons bid. Eer u woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat u bevry. Mag u hoop hier deur ons bied. U is koning hier oor die aarde, die mense vra na die wil om u te eer, tot die hele wêreld kan juich dat u regeer. Laat u ryk hier in ons kom, laat u ryk hier in ons kom, laat u ryk hier In Hebreërs 12 sê die Here dat hy nog een keer die aarde en die hemele sal laat skud, sodat dit wat onwankelbaar is sal bly staan. Groot gedagte, dat die Here sê ek sal die hemel en die aarde weer skud, in verwysing na toe die wet gegee is by Horeb, die hele aarde het geskid, maar hy sê tot die hemele sal geskid word, sodat net dit wat onwankelbaar is sal oorbly. So wanneer ons bid dat die Here se ryk sal kom, dan mag ons weet dis waarmee hy besig is. Nou hoe skind hy hemel en aarde sodat die onwankelbare, die koninkryk van God alleen bly staan? Dis die omstandighede waardeur ons leef. Dis die dinge wat ons in ons tyd sien, waaroor mense sê oor die einde is nou regtig naby, want kyk, die oorloë en die gerugte van oorloë en al die dinge. Maar dis God wat in beheer is. En hoekom skud hy hemel en aarde? Sodat net dit wat vas is, sal bly staan. En daarin mag ek en jy leef met hierdie sekerheid, dat God besig is om sy ryk te laat kom, in jou en ook deur ons, in ons en deur ons, sodat daar in hierdie wêreld 'n getuienis mag wees. En wanneer die dinge skud, dan kom ons, elkeen van ons, word ons voor 'n keuse gestel, waarna ek gaan ek vasgryp? Aan die goeders wat skud en omval, of aan dit wat ewig vas en seker is? Ek en jy mag leef met hierdie sekerheid, dat God ons hemelse Vader, vir jou, vir my, gekies het. Jy is syne. Hy hou jou vas. En hy sal die goeie werk wat hy in jou begin het, end uitvoer en volbring, tot op daardie dag wanneer Christus weer kom. So wanneer jy hierdie seën ontvang, weet, bedoel vir jou. Dis God, wat by jou is, in jou is, en deur jou 'n verskil in hierdie wêreld maak. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die krag en leiding van die Heilige Gees is met u elkeen. Is daar enige vrae oor dit waarby ons vanoggend stil gestaan het? Baie dankie. Ons maak dit weer vas, terwille van ons 'n stukkie vraatyd, maar uiteindelik terwille van hulle wat nog nie hier is nie, hulle waarvoor ons hoop en wag vir die Here om by ons te voeg, sodat hulle mag deel in die wonder en uiteindelik ook saam met ons mag groei in ons mens wees, maar in ons kennis en verstaan van wie God is en waarmee hy besig is in hierdie tyd en wêreld. Dis welkom koppie koffie saam met ons te kom drink. Sien net hierna. Baie dankie.